Sê baie dankie aan ons musiekspan. Jy kan gaan sit. Ons skriflesing vanoggend is Lukas 11 vanaf vers 53 tot 12 vers 12. Dis 2 verse in Lukas 11, maar ek gaan die gedeelte lees deurlopend deur die preek. Voor ons saam lees daar, kom ons sluit net die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, Here, ons sê vir U dankie vir die voorreg dat ons as U kinders U lof kan besing. Saam met skare, miljoene engele in die hemel wat U aanbid. En ook gelowiges reg oor die wêreld, ook hier in Windhoek en op plekke waar hulle ook vervolg word. Dankie vir die voorreg dat ons U kan ken. Here Jesus, dankie dat U ons losgekoop het met U kosbare bloed en dat ons aan U kan behoort. Dis die grootste voorreg wat ons kan hê vir hierdie lewe en die lewe ook hierna. Here, ons wil in hierdie oggend net kom en ons lewens aan U kom toewy, vir U kom dankie sê vir U goedheid en U guns, vir U woord. Ek wil vra dat U ook nou met ons wil praat deur die woord, soos wat die reën daar buite val en die aarde benat en dat daar vrug kom, bid ons dat U deur die Gees kragtig sal werk deur die woord en dat dit sal vrug dra in ons lewens en ook in ons harte. Ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Ek gaan eers lees Lukas 11 vers 53 tot vers 54 en dan die eerste vers van hoofstuk 12. Nadat hy daarvandaan vertrek het, het die skrifkenners en die fariseërs erg vyandig gesind teenoor hom geraak, hom oor baie onderwerpe uitgelok en hom fyn dopgehou, dis nou vir Jesus, of hy iets sou sê op grond waarvan hulle hom kon vastrek. Terwyl die skare in hulle duisende saamdrom, sodat hulle mekaar byna vertrap, begin Jesus toe eers met sy disippels praat. Wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseërs, dit is hulle skynheiligheid. Ons tema vanoggend is dan, pas op vir skyngodsdiens. Vrees God, bely Jesus as Here en gehoorsaam die Gees. Nou in ons teks is daar 'n skare van duisende mense, die woord wat daar kan eintlik met 10.000 vertaal word, vertrap mekaar om Jesus te sien, en wanneer Jesus by die fariseërs se huis uitkom, wat in die vorige hoofstuk beskryf is, waar hy geëet het, ten aanhore van duisende mense, die wat hom kon hoor, praat Jesus eerste met sy disippels. Waarskynlik 'n groter groep as net die 12, en hy waarsku hulle teen die fariseërs, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseërs, dit is hulle skynheiligheid. Nou wat is skynheiligheid? Wat beteken dit? Van buite is daar 'n skyn of namaaksel van heiligheid, wat bestaan in voorgee, dat jou lewe aan God afgesonder is, dat jy God dien, dat jy aan die Here geheilig is, maar dit is net skyn, want binne in die hart is daar onheiligheid, sonde en ongeregtigheid. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word is hypokrisis. En dis waar die Engelse woord hypocrisy vandaan kom. Dit beteken letterlik om twee gesigte te hê. 'n Valse gesig met 'n masker na buite wat mense sien en die ware gesig verberg, weggesteek vir mense. Of twee tonge. 'n Valse tong wat 'n valse beeld skep vir mense oor wie en wat ek is, en die ware tong wat agter geslote deure anders praat as wat mense hoor. Of om twee mense te wees, 'n valse mens wat voor mense in die kerk en in die samelewing voorgee en bely wat hy nie is nie, en die ware mens wat in die geheim heeltemal anders leef as die valse voorgee een voor mense. Of om twee harte te hê, 'n valse hart wat voorgee en bely, ek glo in die Here Jesus, ek het hom lief, ek dien hom, maar in die geheim is my hart vol afgode, ver van God. Ek glo jy kry die prentjie, 'n dubbele lewe. Nou die vraag, hoekom waarsku Jesus sy disippels, hoekom waarsku hulle teen die skynheiligheid van die fariseërs?
Nou die aanleiding tot die vraag vind ons in Lukas 11 vers 37 tot 54 waar 'n Fariseer Jesus uitnooi vir ete saam met ander Fariseërs. En tydens ete is daar skielik ongemaklike stilte, soos ons ook partykeer ervaar as iemand iets sê wat onvanpas is. Jesus was doelbewus nie sy hande nie, seremonieel, om reaksie by die Fariseërs uit te lok. Sy gasheer is duidelik baie ontsteld. En dan gebruik Jesus die geleentheid om die Fariseërs se skynheiligheid baie kras en baie skerp aan te spreek. As jy daar gesit het, jy waarskynlik jou kop wat sak. Jesus beweeg van bekers en borde wat aan die buitekant skoon gewas is na die onrein, vuil en ongierige harte van die Fariseërs en hy spaar hulle nie. Die Fariseërs besef dit nie, maar Jesus lees hulle diepste gedagtes en motiewe as seun van God. En sonder om sy gasheer se gevoelens in ag te neem, openbaar Jesus die Fariseërs se sonde van skynheiligheid. Ek lees wat Jesus vir die Fariseërs aan die eettafel sê, ja, julle Fariseërs, julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, die buitekant. Maar binne is julle vol inhaligheid en boosheid. Julle gee tiendes, dwaase van allerlei soorte krye. Julle verkrag God se wet, maar julle verwaarloos die reg en die liefde vir God. Wee julle, want julle hou van die ereplekke in die sinagoges en om op die markpleine begroet te word. Die Fariseërs, as jy dit lees, sy harte was gevul met gierigheid en hebsug. En daarom het hulle die eer van mense gesoek en nie die eer van God nie, ter wille van geld. Waar dwaalleraars is daar altyd baie geld. Want hulle soek die eer van mense. En in Matteus 23 spreek Jesus die Fariseërs en skrifkenners aan en vat hulle skynheiligheid treffend saam. Geweldig, as jy dit vandag sê, gaan iemand jou hof toe vat. Hy sê, julle is soos witgekalkte grafte, wat van buite pragtig lyk, maar van binne is julle vol doodsbeendere en elke vorm van onreinheid, daar waar die wurms lyke opeet. Dit is soos julle lyk van binne. Die Fariseërs en die skrif of wetkenners, hulle moes die geestelike leiding vir die volk gee. Die skrifkenners was spesiale Fariseërs, die kenners, jy kan maar sê die professors. Hulle moes aan die volk geestelike leiding gee, maar as godsdienstige leiers het hulle die kuns verfyn en vervolmaak om 'n lewe van skynheiligheid te leef. As jy wil weet hoe doen jy dit, was hulle jou voorbeeld. Hulle godsdienstige vertoon en gebede was oral sigbaar om mense te beïndruk, maar hulle harte was ver van God af. En Jesus ontbloot die Fariseërs se skynheiligheid. En dan lees ons in Lukas 11, nadat Jesus daarvandaan vertrek het die skrifkenners en die Fariseërs erg vyhandig gesind teenoor hom geraak. Hulle wou hom doodmaak, omdat hy hulle sonde openbaar het. En daarom Jesus se waarskuwing aan sy disippels, as jy iemand se sonde openbaar, gaan hy of berou hê, of hy gaan vir jou gaan. Dis wat gaan gebeur. Jesus se waarskuwing aan sy disippels, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs, dit is hulle skynheiligheid. Hoekom suurdeeg? Die verderflike invloed van die Fariseërs se skynheiligheid was so suurdeeg. Deesdae bak die mense weer suurdeegbrode, wat die hele baksel deeg deurtrek en alles beïnvloed. Dit versprei soos kanker tot 'n hele liggaam deurtrek is waarin die dood intree. Dit het ons al met hartseer aanskou. Dis presies wat die Fariseërs gedoen het. Met hulle skynheiligheid het hulle mense saamgesleep hel toe. Hoor wat sê Jesus vir die Fariseërs? Hy sê, ellende wag vir julle Fariseërs. Julle sluit die deur van die koninkryk in die mense se gesig toe. Julle gaan self nie in nie en julle verhinder die wat wel wil ingaan. Julle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak, 2 maal so ryp vir die hel as wat julle self is. Verskriklik. Daarom is Jesus so kras en ernstig teen die verraderlike en verderflike invloed van skyngodsdienst en skynheiligheid. Dis so aansteeklik soos COVID, soos pes. Dit kan jou saamsleep hel toe. Dis hoekom die Here Jesus dit glad nie gespaar het nie. Maak nie saak waar hy was en wie voor hom gestaan het en waar hy gesit het nie.
En vanoggend wil die Here Jesus ons kom waarsku teen skynheiligheid en skyn godsdiens. Ook ons moet oppas vir twee gesigte, twee tonge, twee lewens, twee harte, dat ons nie in die kerk sal sit en met ons masker sal voorgee wat ons nie is nie. Vandag gaan 6 jong mense al geloof in die Here Jesus openlik in die kerk bely. Wat sien hulle wanneer hulle na ons kyk? Wat sien hulle wanneer ons kyk? Hierdie 6 wat hier voor sit, wat sien hulle wanneer hulle na ons kyk? Mense met een gesig, een tong, een lewe, een hart? Of beleef hulle dalk 'n skynheiligheid by sommige? Kans is goed dat ons hier binne die mure van die kerkgebou voorgee om iets te wees wat ons nie is nie. As hulle na ons kyk, sien hulle egte godsdiens of sien hulle skyngodsdiens? Maar wanneer hulle geloofsbelijdenis vanoggend voor God en ons aflê, moet hulle dit ook doen met een gesig, een tong, een lewe, een hart, en hulle mag ook nie hier uitstap en daar buite 'n ander lewe gaan leef, is dit wat hulle vandag hier bely het nie, want hulle sê dit voor die Here. Skyngodsdiens is lewensgevaarlik. Dit kan jou in die hel laat beland. Daarom skryf Paulus aan Timoteus, bly weg van mense wat 'n skyn van godvreesendheid voorhou. Uiterlike skyn, sê die 83, 'n gedaante van godsaligheid, sê die 53 vertaling, maar wat die krag van godvreesendheid misken. So die vraag vanoggend is, hoe maak ek seker dat my geloof, my lewe, my Christendom nie skyn is nie? Nie 'n gedaante van die ware ding is nie. In ons teksgedeelte gee Jesus vir ons raad oor wat om te doen, sodat skynheiligheid nie by die agterdeur van ons harte en lewens inglip nie. En die raad wat hy vir ons gee is, vrees God die Vader alleen, bely Jesus Christus as Here, gehoorsaam en vertrou die Heilige Gees. Nou Jesus se raad vra van ons om 3 dinge te doen. Ons kyk na die eerste een. Vrees God die Vader alleen. Nou die teksgedeelte hier te sprake is Lukas 12 vers 2 tot 7 en hier vind ons 3 redes hoekom ons God die Vader alleen moet vrees. Ek lees Lukas 12 4 tot 5, want dan oor die eerste rede. My vriende, ek sê vir julle, moenie hulle vrees wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Maar ek sal vir julle aantoon wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het die mag het om iemand in die hel te werp, Gehenna. Kom van Gehinnom, dis 'n vallei waar hulle lyke verbrand het. Dit word gebruik as 'n simbool van die hel, daar in die suidelike westelike gedeelte van Jerusalem. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Nou Jesus het die skyngodsdiens en die skynheiligheid van die Fariseërs veroordeel en hulle sonde uitgewys en daarom wou die Fariseërs hom doodmaak. En Jesus het geweet, sy disippels wat die waarheid verkondig en skyngodsdiens, valse godsdiens en dwaalleer ontbloot, hulle gaan ook vervolging en dood in die gesig staar, maar hulle moet nie bang wees daarvoor nie. Jesus sê, my vriende, ek sê vir julle, moenie hulle vrees wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Moenie bang wees om te sterf vir Christus nie. Dit is so goed soos 'n noodvlug hemel toe. Christene sterf vandag nog vir hulle geloof. En hulle weet, soos Paulus sê, dis verre weg beter om by Christus te wees. En dan gaan Jesus verder en sê, ek sal vir julle aantoon wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, die mag het om iemand in die hel te werp, in Gehenna te werp. Wie is dit wat mense in die hel werp? Nou onder mense is daar die vreemde gedagte dat dit dalk die duiwel is. Nie glad nie. Hoor Jesus se woorde tydens die eindoordeel wanneer hy die bokke op die boepad aanspreek, dan sê hy vir hulle, gaan weg van my vervloektes in die ewige vuur, wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy engele. Die duiwel word self in die hel gewerp. En dis God die Vader alleen wat hom daar werp en wat mense in die hel kan werp. Dis net God wat dit kan doen. Die duiwel kan dit nie doen nie, hy gaan self daar beland. So vrees God die Vader alleen, sê Jesus. Dan sal jy geen mense vrees hê om teen skyngodsdiens en skynheiligheid op te staan nie. Jesus se opdrag, vrees God alleen, kan verkeerd verstaan word. En mense is vreeslik bang dat
Jy moenie vir God vrees nie. Daarom het hulle in die 83 vertaling die woord vrees heel uitvertaal. Jy kry hom nie daar nie. Hy's weer terug in die 2020 vertaling. Hoekom? Hulle sê ons moet net vir God lief hê. Ons moet hom glad nie vrees nie. Mense wat so sê, ken waarskynlik God glad nie so goed as wat hulle dink nie. Want wanneer God die Vader homself in sy liefde en sy genade deur sy Gees as die barmhartige en genadige God aan jou openbaar en jy deur die bloed van Jesus toegang kry tot sy heilige teenwoordigheid, sal jy toenemend groei in jou bewustheid van sy ontzagwekkende heiligheid. En dit sal jou hart vul met ontzag vir God. Soos wat jou liefde vir God toeneem, omdat hy jou in sy genade nader trek, sal jou ontzag vir God in jou hart net groter en groter word. Soos wat jou liefde groei, sal jou ontzag vir God ook groei. As die een nie daar is nie, is die ander een ook nie daar nie. Die vrees van die Here, of the fear of the Lord, in Hebreëus Yirat Yahweh, sal toeneem in jou hart, soos wat jou liefde vir God toeneem, en soos wat jy groei in jou verhouding met die Here. Laat dit vir jou 'n maatstaf wees. Gaan kyk, as jou liefde vir God toeneem, sal jou ontzag vir God ook toeneem. Anders is nie een van die twee daar nie. Geliefdes, 'n Bybelse vrees en ontzag vir God is die beste teenmiddel vir skynheiligheid en skyngodsdienst. Want dit neem alle begeertes in jou hart weg om mense te behaag of om vir mense bang te wees. In ons teksgedeelte wys Jesus egter vir ons nog 2 redes hoekom ons God alleen moet vrees. Die eerste vind ons in Lukas 12 vers 6 tot 7, deel van ons teksgedeelte. Word 5 mossies nie vir 2 asarius, sy geldstuk, dis 2 sent verkoop nie. En nie een van hulle is vergete voor God nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Besef ons die implikasies van wat Jesus hier sê. 5 mossies vir 2 sent. Dis armmanskos. Dis niks seggend in die lewe wat ons lees, maar ons Vader is van die detail bewus, van elke mossie. Ook as hulle op die grond sterf, sê Matteus, weet die Vader daarvan, en dit sal nie buite sy wil gebeur nie, buite sy wil en alwetendheid. Hy weet alles tot in die fynste detail. As iets bestaan, ken God dit. Wonder jy daaroor? Hy's God. Die hare op jou hoof is ongeveer tussen 100 en 150.000. Dis nou voor hulle begin uitval. God hoef hulle nie te tel nie. Hy weet presies, soos jy hier sit, presies hoeveel hare op jou kop is. Hy weet dit net, omdat hy God is. Nou, behalwe dat God se alwetendheid vir ons troos bring in ons swaar krye, behoort hierdie teks jou verder van skynheiligheid te genees, by die wete dat God alles van jou weet. Enige skyn godsdienst lê oop en bloot voor hom. Ons kan vir mense dinge wegsteek, wat ons in die skuilhoeke van ons harte bedink, en in die donker waar mense nie is nie, dit doen. Maar God sien, hy weet alles. Psalm 138, nederiges sien hy raak, en hoogmoediges ken hy van ver af. Hy weet presies. En dit bring ons by die derde rede, hoekom ons God alleen moet vrees. Dit vind ons in Lukas 12 vers 2 tot 3. Daar is niks bedek wat nie openbaar sal word nie, en niks verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom sal alles wat julle in die donker sê, in die lig gehoor word, en wat julle vir mekaar in julle slaapkamers in die oor fluister, sal van die dakstoepe af verkondig word. Nou hierdie behoort enige skynheilige en dubbelhartige persoon wat 'n dubbele lewe leef te oortuig hoe sinneloos, kortsigtig en dwaas skyngodsdienst is, want dit stuur af op die eindoordeel waar alles in die lig gaan kom, volledig. Jesus is duidelik, geen geheime sonde en onreg wat in hierdie lewe agter vroom godsdienstige handelinge weggesteek is, gaan so bly nie. Dit sal van die dakke af uitbasuin word, sê Jesus. Nou Jesus wil ondubbelsinnig aan sy disippels toon dat alle skyn godsdienst en skynheiligheid op die oordeelsdag ontbloot gaan word en almal se ware klere sigbaar gaan word. Dit wie ek regtig is.
Dan sal dit duidelik word of jou private lewe en jou openbare lewe ooreengestem het. En in 1 Korintiërs 4:5 spel Paulus in detail uit die waarheid oor dit wat weggesteek is en aan die lig gebring sal word. Hy sê God sal die verborgde dinge van die duisternis aan die lig bring en die bedoelings van die hart bloot lê. Dan sal elkeen van God lof ontvang. Ook dit wat jy goed gedoen het, gaan in die lig gebring word. Ons gaan dit nie vryspring nie. Jy gaan nie veroordeel word nie, maar dit gaan in die lig gebring word. Om die punt af te sluit, vrees God die Vader alleen, want hy het die mag om mense in die hel te werp, en dit sal 'n ingeligte en regverdige besluit wees, want hy weet alles van almal. En dit gaan op die oordeelsdag duidelik word, wanneer alle skyngodsdiens ontmasker gaan word, en dit wat in die geheim gedoen is, uitbasyn sal word. Jesus wys egter vir ons nog 2 dinge wat ons moet doen. Die eerste een is vrees God alleen. Naas om God te vrees, hoe ons seker kan maak dat skyngodsdiens en skynheiligheid nie by die agterdeur van ons lewe instap nie. En die 2 is bely Jesus Christus as Here en gehoorsaam en eer die Heilige Gees. Ons kyk eers kortliks na die eerste van die 2. Bely Jesus Christus as Here. Die teksgedeelte wat hier ter sprake is, want daar's 'n mooi samehangende geheel hier, is in Lukas 12 vers 8 tot 9. Ek sê vir julle, elkeen wat my voor die mense bely, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele van God, maar wie my voor die mense verloon, sal voor die engele van God verloon word. Verwysende na die eindoordeel. Nou Jesus verwys hier na homself as die Seun van die mens. Dis 'n eretitel wat in Daniël 7 vers 13 gebruik word in 'n profesie oor die wederkoms van Christus, en daarom verwys Jesus veral na homself as die Seun van die mens wanneer hy oor sy wederkoms en die eindoordeel praat. Dit staan op soveel plekke in die evangelies. Wat dan ook die konteks hier is, die wederkoms, die eindoordeel. Die eerste belangrike vraag hier is, wat beteken dit om Jesus voor mense te bely? Is dit genoeg om te bely, ek glo in Jesus Christus as my verlosser, wat vir my sonde gesterf het, uit die dood opgestaan het, hy is die enigste weg en die waarheid en die lewe? Ek moet dit verseker bely, want dis die inhoud van my geloof, op grond waarvan ek regverdig verklaar gaan word. Maar 'n belydenis van Jesus is meer as dit. Kom ek verduidelik dit aan die hand van Romeine 10 vers 9 tot 10, waar Paulus die verband tussen geloof en belydenis uiteensit. Ek haal aan uit Romeine 10. Ware geloof is, as jy glo met jou hart, dat God Jesus uit die dood opgewek het, sal jy verlos word, want met die hart glo ons, en so word ons regverdig verklaar. Dit is ware geloof. Ware belydenis is, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, so word ons verlos. Dis een pakkie. Egte geloof gaan oor in die openlike en skaamtelose belydenis dat Jesus die Here is. Nou Here is die Griekse woord Kyrios in die Nuwe Testament, wat ook vir die keiser gebruik is, en in die Hebreëse woord Jahwe in die Ou Testament, God se persoonsnaam. Nou daar word net 24 keer in die Nuwe Testament verwys na Jesus as verlosser. Maar in die Nuwe Testament kom die Griekse woord Kyrios, waar dit na Jesus verwys as Here, meer as 700 keer voor. Sien nie die verskil? Hy red jou as verlosser, en jy bely hom as Here. Kyrios, Here, beteken Jesus die opgestaane Christus is die soewereine, alleenheerser en koning van die heelal. As jy Jesus bely as Here, maak jy in die openbaar bekend dat Jesus alleen seggenskap oor jou lewe het en dat jy Jesus onvoorwaardelik volg en gehoorsaam. Hoe weet jy of iemand se belydenis Jesus is Here waar en eg is? En nie net woorde nie, want dit is maklik om te sê Jesus is my Here. Kyk wat hy of sy doen wanneer Jesus sê volg my. Dan weet jy hoe eg is die belydenis. Die ryk jong man wou gered word, maar nie Jesus as Here van sy lewe hê nie. Hy wil gered word, maar nie die Here van sy lewe nie. En daarom het hy bedroef omgedraai en weggestap. Ware en egte geloof bring jou op jou knieë
voor Jesus as Here om sy koningskap en heerskappy oor jou lewe aan 'n wêreld uit te basyn. Dis wat dit beteken. Julle 6 jong mense gaan vandag Jesus Christus openlik bely as Here van julle lewe voor die gemeente. Julle het dit gekies om dit te doen. Daar is geen eer of voorreg op aarde wat enigstens daarmee vergelyk kan word nie. Roem, eer, sport, geld, geleerdheid mag nie eers in dieselfde asem genoem word as die naam van die Here Jesus nie. Inteendeel, dit verdwyn soos mis voor die son by die aanhoor van die Here Jesus se naam. Daarmee saam kom die grootste verantwoordelikheid om Jesus as Here te gehoorsaam. Mag Jesus se woorde op die oordeelsdag in julle ore weer klink. Elkeen wat my voor die mense bely, hom sal die seun van die mens ook bely voor die engele van God. Wat 'n vreugde sal dit nie wees nie. Maar mense wat Jesus verloon, gaan Jesus aan vanweë groepsdruk of uit vrees vir mense of omdat hulle Jesus verwerp. Van hulle sê Jesus, maar wie my voor die mense verloon, sal voor die engele van God verloon word. Wat 'n verskrikking sal dit nie wees nie. Mense wat Jesus bely as Here net met hulle lippe, maar om verloon deur skyngodsdiens, gaan ook op die oordeelsdag verloon word. Jesus is baie duidelik daaroor. In Matteus 7 beskryf Jesus hoe dat hy mense wat in die kerk bedien het, gewerk het, openlik sal verloon vanweë hulle skyngodsdiens. Op die oordeelsdag sal Jesus vir hulle sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, dis 'n belydenisaflegging, Jesus, U is Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. So dis mense wat deel van die kerk was, het Jesus bely as Here, maar dit was bloot lippetaal. Baie sal op daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie. Here, ek het dit gedoen. Here, ek het dit gedoen. Hulle was besig met baie vroom godsdienstige praktyke in die kerk, selfs profeseë, wonders en ander goed. Maar hulle het dit weggesteek en verloon. Hulle het hulle wetteloosheid weggesteek agter hulle godsdienstige praktyke. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf. So hulle het die belydenis gehad dat hulle ken die Here Jesus as Here, maar in die geheim het hulle wetteloosheid bedryf en Jesus ontbloot hulle. Wat julle 6 betref, die Here alleen ken die egtheid van julle harte en belydenis, soos wat hy ook dit van my ken en van die gemeente ken. En troos julle daaraan, skryf Paulus aan Timoteus, die Here ken diegene wat aan hom behoort, 2 Timoteus 2:19. Mag julle en ons getrou bly aan ons belydenis dat Jesus die Here is in ons woorde en in ons elke dag se lewe. Dan is ons by die laaste en derde saak wat Jesus sê ons moet doen, wat ons sal bewaar daarvan dat ons in skyn godsdiens verval. En dit is gehoorsaam en vertrou die Heilige Gees. Daarvoor lees ons Lukas 12 vers 11 tot 12, die laaste deel van ons teksgedeelte. Elkeen wat iets teen die seun van die mens sê, dit sal hom vergewe word, maar wie teen die Heilige Gees laster, sal nie vergewe word nie. En wanneer hulle julle voor die sinagoges en die owerhede en die magshebbers bring, moet julle nie bekommerd wees nie. Bekommerd wees oor wat julle ter verdediging moet sê nie, want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat julle moet sê. Moeilike teks, vers 10, baie moeilik. Nie die tyd om dit te verduidelik nie. Maar die vraag is nou, help dit wat Jesus ons leer oor die lastering of die sonde teen die Heilige Gees om ons te bewaar van skyngodsdiens en skynheiligheid? Ja, dit help ons. En wys vir ons hoe absoluut noodsaaklik dit is dat ons as gelowiges die Heilige Gees onmiddellik sal gehoorsaam en sal eer en sal buig voor sy gesag, sodat skyngodsdiens en skynheiligheid nie by die agterdeur insluip nie. Kom ek verduidelik dit so. Wat is die Heilige Gees se hoofwerk? Ons lees die hele skrif is deur God geïnspireer. Daar staan letterlik uitgeasem. Dis wat daar staan. En die Heilige Gees se hoofwerk is om mense te oortuig dat Jesus die enigste verlosser is. Jesus sê dit self. Johannes 15:26. Wanneer die Parakleet, die voorspraak, die trooster, dis die Heilige Gees kom, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig, sê Jesus. Die Heilige Gees, so wat wil die Heilige Gees doen? Die Heilige Gees wil mense deur
God se woord oortuig dat Jesus die enigste verlosser en Here is en wil hulle tot geloof bring. Dis die Heilige Gees se hoofwerk, om jou tot egte geloof te bring. En daar is twee maniere waarop alle mense op die Gees se werking reageer. Alle mense, sonder onderskeid. Daar is dus twee groepe. Daar is die kinders van God wat aan die Heilige Gees en sy werking gehoorsaam is. Eenvoudig dit. En dan is daar mense, jy sou ook kon sê ongelowiges, wat die Heilige Gees en sy werking volhardend opponeer, teenstaan en weerstaan. Dis die twee groepe. Dan verstaan ons vers 10 beter. So ware kinders is wedergebore deur die Heilige Gees, Johannes 3, het geloof in Jesus as gawe van die Heilige Gees ontvang, Efesiërs 2, word deur die Heilige Gees verander om meer soos Jesus te word, heiligmaking, 1 Korintiërs 1, en hulle onderwerp hulle daagliks aan die Heilige Gees, oortuiging en leiding deur God se woord. Hulle kan die Heilige Gees bedroef. Ons lees dit. Maar hulle sal met berou en belydenis terugdraai na die Here. Dis die eerste groep. Die tweede groep is mense wat die Heilige Gees se werking aktief weerstaan. Hulle verval in valse godsdienste, is in die kerk as godsdienstige mense sigbaar wat 'n skyngodsdienst leef. In die kerk word hulle gekenmerk daarin dat hulle voortdurend die Gees weerstaan, teenstaan, opponeer, wat hulle van die skyn van hulle skyngodsdienst probeer oortuig, en dis genade as God dit doen. Hulle verwerp ook die gesag van die Gees wat praat deur God se woord, deur te sê dat die Bybel nie deur die Gees ingespireer is nie. Klink dit bekend? Die sonde of lastering teen die Heilige Gees word finaal gepleeg wanneer mense oor tyd so volhardend die werking van die Gees teenstaan en weerstaan tot by die punt waar hulle kom, waar hulle harte so verhard is dat hulle heeltemal gevoelloos geword het en hulle geen begeerte meer na God het nie. Hulle is dood. Hulle wil nie meer nie, hulle kan ook nie meer nie. Dan is hulle soos die Fariseërs wat Jesus se wonderwerke openlik gesien het en dit aan die duiwel toegeskryf het. Jy lees dit net so eentjie verder terug in Lukas 11. Hulle is by die punt verby waar hulle die Gees se stem wil of kan hoor, omdat hulle dit volhardend weerstaan het. Dis die sonde teen die Heilige Gees. En dan, om dit te kroon, sal hulle in hulle verhardheid spot en verwerp hulle vir Jesus Christus en spog hulle en roem hulle oor hulle ongeloof. Die onnigtering gaan geweldig groot wees op die oordeelsdag. So wat is Jesus se boodskap aan sy disippels? Gehoorsaam en eer en wees sensitief vir die Heilige Gees se werking in jou lewe. En moet dit op geen manier teenstaan of opponeer nie. As die Here met jou praat, luister, want die duif kan wegvlieg. Dan sal jy nie in skyngodsdienst verval, sodat jy later verblind is vir jou toestand nie. En dan ten laaste gee Jesus vir sy disippels 'n belofte, dat die Heilige Gees, wat in hulle is, vir hulle die krag, die ondersteuning, die bystand en die wysheid sal gee, wanneer hulle vervolg word, of in 'n moeilike situasie kom, waar hulle van Jesus moet getuig. En dit sal die egtheid van hulle geloof aan hulle bevestig, wanneer die Heilige Gees hulle getrou aan die Here Jesus hou, om te midde van moeilike omstandighede te volhard. En om die punt te illustreer, sluit ek af met die verhaal van 5 jong Franse mans, wat belydenis van geloof afgelê het. Hulle het Jesus bely as Here, maar hulle het dit gedoen op 'n brandstapel. Hulle het in 1552 hulle teologiese opleiding voltooi in Lausanne in Switserland, in die tyd van die Reformatie. En daarna het hulle vertrek na Frankryk om die evangelie te verkondig. Hulle was Calviniste en vriende van Johannes Calvin. Johannes Calvin het 'n teologiese skool gehad in Genève, wat bekend gestaan het as the School of Death. Want die proponente het ook Frankryk toe gegaan en die meeste van hulle het gesterf. So as jy daar opgelê is as pastoor of dominee of leraar en jy gaan, weet jy die kans is 90% jy gaan sterf. Hierdie 5 jong man sou dieselfde pad stap. En met hulle aankoms in Frankryk is hulle verraai en in Lyon in gevange geneem, sommer die eerste dag al. Calvin het briewe geskryf aan hulle om hulle te bemoedig dat die Heilige Gees hulle sal vul, sal bystaan, getrou sal bewaar tot die einde. Calvin het alles
in sy vermoë gedoen om hulle te bevry, briewe geskryf, mense opgeroep, maar dit is te vergeefs en dit het duidelik geword, hulle sou verbrand word. In een van sy heel laaste briewe skryf Calvin, that God should have appointed you, his sons martyrs, is a token to you of superabounding grace. Hy sê, dis oorvloedige genade, dat God julle die voorreg gegee het, om vir Jesus te sterf. Hoekom? Want in dit openbaar God julle egte geloof. 'n jaar na hulle gevange geneem is daar word die name genoem, maar daar's 'n Marshall, daar's ook 'n Charles, daar's 2 Pere, en 'n Bernard, en hulle is op die 16de Mei 1553 in 'n brandstapel in Leon verbrand. Aangrypende belydenisaflegging van die 5 manne se geloof in Jesus as Here. Hier sit ook 5 manne vanoggend. Het afgespeel die oggend van 'n teregstelling. 9:00 die oggend toe kry hulle die nuus, hulle het nie geweet wanneer nie. Vandag word julle verbrand. Tussen 1:00 en 2:00 moes hulle in spesiale aanhouding wag, waar hulle tyd in gebed deurgebring het. Agter op 'n wa, op pad na die brandstapel, het hulle Psalm 9 gesing. Ek wil die Here prys met my hele hart. Ek wil van al die wonderdade vertel. Hulle het vir die skare in die pad gepreek en hulle het hardop die geloofsbelydenis opgesê, soos wat hulle op pad is na die brandstapel. By die brandstapel is hulle klere afgeskeer en daarna is hulle vasgebind. Die oudste, Marshall Alba, die oudste was op sy knieë besig om te bid, en hy's laaste vasgemaak, en hy rig toe 'n laaste versoek. Hy sê, kan ek my broers groet? En hulle het vir hom gesê, dis reg. En hy het na sy broers toe gestap, en het hulle al 4 gegroet, adieu, adieu mon frère, met 'n soen. Wat beteken, ek vertrou jou aan God toe, tot ons weer sien my broer, want hulle sou mekaar kort daarna weer sien. Ook die laksman het hy ook 'n soen gegee. En hy het vir hom gesê, moenie vergeet wat ek jou gesê het nie. En met een ketting is hulle aan mekaar vasgebind, en hulle het mekaar bemoedig met die woorde, hou moed broers, hou moed, totdat die vlamme hulle verswelg het. Op 'n brandstapel is daar nie plek vir skynheiligheid nie. Daar word egte en ware geloof en ware heiligheid sigbaar. Aan julle 6 wil ek vanoggend sê, hou moed. Hou moed as dit moeilik gaan. As die versoekings veel raak. En as jy op die spot gesit word, as ek die woord kan gebruik, oor die Here Jesus. Bely Jesus as Here van julle lewe in woord en in daad, dan sal skyn godsdiens nie plek kry in julle lewe nie. Bly getrou en hou vas aan Jesus se belofte. Elkeen wat my voor die mense bely, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele van God. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons dankie dat U getrou is. Al is ons ontrou. Dat U sterk is, al is ons swak. En dat U krag in ons swakheid volbring word. En daarom wil ons in hierdie oggend net na U kom opkyk. En ons wil bid dat U ons harte sal vul met ontzag vir U en liefde vir U. Ja, Here, dat ons vir U sal bely as Here in woord en daad. Die Gees van God lei vir ons, inspireer vir ons, vul ons, rus ons toe om getroue getuies vir U te wees. Wees U vir ons genadig. En in die besonder wees hierdie 6 jong mense wat ook vandag belydenis aflê, wees hulle ook genadig. Ons bid dit om U naam se wil. Amen. Ek wil nou vir Roan Burger en vir Adrian Kutse en vir Johan Diederik Jankowitz en vir Daniel Jansen van Rensburg en vir Herman Lou, vir Melanie Forster vra om net hier voor die kansel te kom staan.
Ons gaan nou oor tot die formulier vir die openbare belydenis van geloof. Ek hou dit vir u voor, soos in die formulierboek opgeteken. Geliefdes in die Here Jesus, en hulle moet luister, maar julle moet spesiaal luister. Geliefdes in die Here Jesus, die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes in die doop. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat julle met die mond bely wat julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Daar hoor ons dit weer. Dis 'n belofte wat julle maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en in alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om aan God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat jy verklaar dat dit julle opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Aangesien julle die kerkraad oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel, soos ons, kan hulle ook nog leer en baie meer weet as wat hulle weet, maar genoegsaam gered te wees, vir die Here te dien. Ja, laat ek net goed die plek weer kry. Het die kerkraad met blydskap toestemming verleen dat julle in die openbaar julle geloofsbelydenis mag aflê en so toegang kry tot die nagmaal. Alhoewel die nagmaal oop is vir enige iemand wat waarlik kan bely Jesus is Here, ook al is hy jonk. Dis 'n ou formulier wat ek gebruik, soos jy kan hoor. Daarom versoek ek julle om voor God en sy gemeente op die volgende vrae opreg te antwoord. Nou voor ek die vraag stel, wil ek net vir Charles en vir Willie vra, hulle moet vorentoe kom, hulle kan net sommer hier kom staan, want ek gaan hulle nou ook oproep. Die vraag gaan hulle voorhou, die vraag gaan ek op die skerm sit. Ten eerste glo julle dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkomme leer van verlossing is. Ten tweede, beloof julle om as lidmate van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van julle lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp. En ten derde, bely julle dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet. Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. En ten slotte, beloof jy dat jy jou onderwerp aan die kerklike opsig en tug. Ek het vir hulle verduidelik wat dit beteken. Ek is nie seker almal van julle weet wat dit beteken nie. Julle kan vir hulle vra by die huis. Hulle sal vir julle verduidelik wat dit beteken om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug. Ek gaan hulle name uitlees en dan kan hulle antwoord. Die eerste een se naam wie ek uitlees is Roan Burger. Ek kan antwoord. Dankie. Dis nie vir hulle mic gee nie. Sien? Ja, hy het gesê hy glo dat Jesus die Here is en hy is lief vir hom. Ek gee vir jou Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En dan Adrian Kutse. Adrian, ek gee vir jou Psalm 37 vers 4. Vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Herman, wat ek gou vir Herman nie kry. Herman Lou. Herman, ek gee vir jou, ek sê vir elkeen wat my voor die mense bely, hom sal die seun van die mense ook bely voor die engele van God. Dan, dis my so mooi naam, Johan Dedrik Jankovits. Vir jou gee ons Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou, ek hou jou vas met my eie hand. Red ek jou. En dan Daniel Janse van Rensburg.
Vir jou gee ek Romeine 10 vers 9 tot 10. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar en met die mond bely ons en word so verlos. En dan Melanie, die laaste ene. Melanie, ek gee vir jou Spreuke 3 vers 3 tot 4. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Ek gaan vir jou nou vra. Baie geluk. Baie geluk. Baie geluk. Baie geluk. Gemeente, op grond van die genadeverbond soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat hulle sopas afgelê het en wat julle ook gehoor het, word hiermee verklaar dat hulle belydende lidmate is van die NG Kerk Pionierspark. In die goeie wedloop van die geloof moet julle al julle kragte inspann, soos Paulus sê, en die ewige lewe as prys behaal. Dis genade, maar jy moet die pad hardloop. Daartoe het God julle geroep en het julle die goeie belydenis voor baie getuies afgelê, vandag hier in die kerk is. Gemeente sien om na hierdie lidmate, ontvang hulle as medelede van die liggaam van Christus, moedig hulle aan, bid vir hulle, werk saam met hulle, stel vir hulle 'n voorbeeld, dat hulle die liefde van die Here ook in julle sal ervaar. Ek wil nou vir Herman vra, maar ek gaan vir Herman 'n mic moet gee. Herman, jy kan maar hier kom staan. Dis nie vir hom makliker as die ander nie, maar hy het ingewillig om dit te doen. Kort getuienis oor wat dit vir hom beteken om vandag sy belydenis van geloof af te lê. Môre almal. Belydenis teken vir my om openlik en opreg te sê waarin ek glo en om nie skaam te wees vir my geloof nie. Dit is 'n belangrike stap waar ek doelbewus kies om Jesus te volg en my lewe volgens sy woord uit te leef. Belydenis is nie net 'n seremonie in die kerk nie, maar 'n persoonlike verbintenis tussen my en God, waar ek beloof om getrou te bly en om eerste in my lewe te plaas. Dit herinner my daaraan dat my geloof nie net iets is wat ek sê nie, maar iets wat ek elke dag moet uitleef deur my woorde en dade. Dit beteken ook dat ek verantwoordelikheid moet neem vir my optrede, my foute erken en bereid is om te leer en geestelik te groei. Om hierdie stap saam met so 'n mooi groep te neem, is vir my verskriklik spesiaal. Ons stap saam deur dieselfde proses en ondersteun en bemoedig mekaar en saam in ons geloof. Dit gee my moed en versterk my vertroue om standvastig te bly in my Christelike lewe. Dankie. Dankie, Herman. Nou gaan ek vir Jay die geleentheid gee. Hy gaan net so 'n paar bedankings doen. Baie dankie, Herman. Goeiemôre gemeente. Ek wil net begin deur om dankie te sê vir almal wat tot dusver 'n groot impak in my Christelike loopbaan gehad het. Eerstens, dankie aan Tannie Marlet wat my Christelike fondasie van graad 3 tot 8 gebou het. Volgende, oom Charles wat my toegelei het tot en met graad 11. Dan wil ek ook net dankie sê vir die gemeente wat my van hier af vorentoe gaan lei. Julle passie vir God is iets wat ek bewonder en na opkyk. Dominee Erik, ek wil net ook vir Dominee dankie sê vir al Dominee se wysheid en leiding. Dominee is 'n inspirasie vir elkeen van ons en ons as gemeente is ryklik geseën met Dominee. Ek wil graag ook dan net dankie sê vir my ouers wat my altyd op die regte pad gehou het. Daarvoor sal ek altyd dankbaar wees. Laaste wil ek ook dankie sê vir God en sy enigste gebore seun Jesus Christus wat gesterf het op die kruis vir al ons sondes. Daar staan geskryf in Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.
God het ons so lief gehad dat hy sy seun vir ons gestuur het om in ons plek te sterf en daarvoor moet ons ewig dankbaar wees. Ek wil afsluit met 'n vers van Kolossense 3 vers 23 wat lees: Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos wat die Here en nie vir die mense nie. Mag hierdie herinnering wees vir ons elkeen van ons om alles te doen om sy naam te verheerlik. Hy het sy lewe vir ons neergelê sodat ons as gemeente wat in hom glo 'n ewige lewe mag hê. Dankie. Baie dankie JD. Nou Charles, kan vir my gee. Nou gaan ek vir Willie vra om net vir ons vir die belydenisgroep 'n gebed te doen. Goeiemôre gemeente. Voordat ek gou 'n gebed doen, wil ek net vir julle Johannes 15 vers 16 met julle deel. Wat sê, ek het julle nie gekies nie, of julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies om uit te gaan en om vrug te dra. Julle het vandag 'n keuse gemaak, maar in werklikheid het God julle eerste gekies en het julle liefgehad. Mag julle uitgaan, mag julle vrug gaan dra en mag die pad vir julle vorentoe nie alleen wees nie, maar wat God saam met julle wees. Kom ons maak ons oor toe. Almagtige Vader, ons sê vir U dankie Here dat ons vandag as getuienis kan wees Here om 5 mans en 1 dame hier te kan sien Here, waar hulle vandag 'n besluit gemaak het en openlik verklaar het Here dat hulle U lief is Here en dat hulle ook ja gesê het op die vrae wat geantwoord is Here. Dankie Here vir die fondamente wat U in hulle lewens kom neerlê die afgelope paar jare Here. Dankie Here dat hulle dit standvastig is Here. Dankie Vader dat ons op U kan vertrou Here, want U is die hoeksteen van daai fondamente Here. Mag dit waar daar moeilike tye is en die pad wat voor is Here, mag hulle terugval op daai fondamente wat U vaskom lê het in hulle lewens Here. Vader, ons wil kom bid vir hulle ouers, die gemeentes, die ooms en die tannies Here. Here, mag hulle hande hou vat en saam met hulle die pad loop ook Here. Mag hulle die antwoorde kry, mag U Gees deur hulle werk Here, hulle bystand vir dit wat nodig is Vader. Here, ons wil vir U vra Here, dat U hulle sal seën, dat U vir hulle sal lei Here, dat U Gees deur hulle sal werk Vader, waar hulle sal uitgaan Here, en waar hulle ook kan vrug dra Vader. En die belangrikste van alles Here, dat ons almal sal onthou Vader, daai vrug behoort nie aan ons nie Here, daai vrug Here, is 'n offer vir U Here. Ons eer U, ons vra U Here vir U leiding en U teenwoordigheid. Ons kom bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Dankie Willie. Charles en Willie kan gaan sit. Julle 6 kan nou hier in die nagmaalstafel sit en die musiekspan kan vorentoe kom. Ons gaan nou 'n lied van Louis Brits saam sing. Julle kan kom sit. As julle wil kan ek julle sertifikate vir julle hier agterhou. Dit netjies bly.